Ek gaan vandag met julle praat oor Paulus se gebede, wat baie belangrik is. Want ons weet nie altyd hoe moet ons bid nie. Maar dan gaan ek aan die einde 'n gebed wat ek opgestel het van Paulus se gebede aan die gemeentes, gaan ek julle kan gee per WhatsApp of e-mail, en julle kan net vir my 'n WhatsApp stuur en net, ek sal dit weer herhaal, net skryf julle net gebed en dan stuur ek vir julle hierdie gebed. Maar ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus, die naam bo alle name, die koning bo alle konings, die Heer van alle Here. En hy het 'n lied geskryf, die lied bo alle liedere, 'n lied vir sy bruid, Song of Songs, wat ons nou behandel het, Hooglied. 'n lied waarin hy uitdrukking kom gee aan sy liefde vir sy bruid. Net soos wat Salomo 'n vrou gekies het uit die heidense nasies, hierdie Sulamitiese maagd, het Jesus vir hom 'n bruid kom soek, ook uit die heidense nasies. En dit is ek en jy. Hy het gekies om 'n heidense bruid voor te berei vir sy koninkryk, vir hom, vir Jesus, om haar lief te hê tot in ewigheid. Hy het ons met hom kom verenig deur die kruis en ons een gemaak met hom. Hy het ons al geken voor die grondlegging van die wêreld as sy bruid, en kies vir ons 'n hemelse roeping, en ons sal wees soos die sterre van die hemel. Die mense van die Ou Testament het nie die 2000 jaar kerkdispensasie gesien van Paulus af tot nou toe nie. Hierdie kerkdispensasie is 'n baie spesiale tyd. In die Ou Testament het die Heilige Gees oor die mense gekom. Maar in hierdie kerktydperk verlos hy ons, hy haal ons ou lewe uit, ruil dit om vir sy lewe, en Jesus kom maak woning in ons gees. Dit kon nie voor die tydperk van die kruis gebeur het nie. Hierdie was 'n verborgenheid wat eers deur Paulus aan die kerk bekend gemaak is, en ons moet dit weet. Nou hoef die mens nie meer te offer nie, want Jesus het die een en finale offer vir die sonde geword. Hy verlos ons, haal ons ou lewe uit en kom maak woning in ons gees. Hierdie is die tydperk waar hy almal roep om na hom toe te kom, want hy soek 'n bruid. In hierdie 2000 jaar maak hy vir hom 'n bruid bymekaar, 'n liggaam, wat 'n ja sal sê vir sy roepstem, en dit is hierdie bruid wat hy gaan kom haal. Dus ek en jy, as ons ja sê vir Jesus en ons word wedergebore, dan is ons deel van hierdie bruid. Paulus het hierdie hemelse roeping gesien, en dit is hoekom hy in barensnood is daaroor. Paulus sien hierdie hemelse roeping, waar God die mens vat, sy gevalle natuur aan die kruis saam met hom laat sterf, om sodoende vir ons 'n nuwe natuur te gee, 'n goddelike natuur. Hy neem sy lewe en plaas dit in elke kind van God tydens wedergeboorte, 'n goddelike natuur en 'n goddelike wonderwerk. En ons word een familie, 'n hemelse familie, met sy natuur in ons, sodat ons nooit weer in dieselfde struik van rebellie as die duiwel sal val om teen God te rebelleer nie. Want ons het nou sy natuur in ons, en die Vader kies om ons gelykvormig te maak aan die beeld van sy seun. Want sy seun kan hom nie teleurstel nie. Een natuur, 'n bruid met dieselfde natuur. Paulus was opgeruk tot in die hemel en die dinge gesien wat hy nie eers kon uitspreek nie. Te groot om te vertel, en God gebruik hom, Paulus, die vervolger van die kerk, om hierdie waarheid aan ons te openbaar. En hy is in barensnood dat Christus in ons gestalte moet verkry. Want hy het iets gesien wat hy ons nie kan vertel nie. Intussen sleep vir die Christene hier op aarde rond, nou in die laaste dae, en soek hulle vervulling in die stof van die aarde en verganklike en sinnelose versameling van materiële dinge wat so stof sal vergaan tot niks. Terwyl die briewe van Paulus nog steeds uitroep en skree dat daar baie meer is as wat ons dink, en dat ons verligte oë van ons verstand sal kry, en om nou net te sien wat hy vir sy bruid in plan het. Watter onnigtering sal dit nie wees as ons eendag voor hom gaan staan en ons uitroep, maar die helfte is my nooit vertel nie, en ons met naaktheid bekleed gaan word in plaas van sy heerlikheid. Dit is hoekom ek hierdie gebed van Paulus omskryf het, in 'n gebed wat ons elke dag kan bid. Omdat ons nie weet wat ons moet bid nie, is dit soms
Lekker om net bietjie 'n riglyn te hê. Ons weet nie wat lê vir ons voor nie, en as ons weet wat Jesus vir ons werklik in plan het, gaan ons lewe verander. Daarom moet ons met geloof en vertroue bid en glo dat dit wat hy vir ons in plan het, nog nooit eers in ons gedagte opgekom het nie. Ons het nie 'n idee hoe dit daarbo lyk nie. Na hierdie sessie gaan ek met die gebed afsluit. Ek het dit nou genoem, die gebed handel oor sekere dinge, soos om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Kolossense 1 vers 28. Ek kan seker 'n boek skryf net oor hierdie teks, maar ek wil net kort iets deel. Hoe stel ek iemand volmaak in Christus voor? Ons is geneig om mense vinnig af te skryf wanneer hulle iets verkeerd gedoen het, maar ons plig is om hulle te hervestig. Want as Jesus hulle vergewe het, is hulle 'n nuwe skepsel en al daai ou dinge het verbygegaan. Dit beteken om iemand terug te plaas waar hy was, dit wat hy alreeds geword het, of alreeds is. Veronderstel iemand wat 'n kind van die Here is, val weer in een of ander sondige gewoonte of iets. Hoe hervestig ek hom? Deur hom te beskuldig en te veroordeel sal nie help nie. Baie jong kinders wat al 'n oorgawe aan die Here gemaak het, val soms na skool terug in die wêreld en doen vleeslike dinge. Hoe hervestig ek hom? Eerstens met gebed, hierdie gebede wat Paulus wil hê ons moet bid. Ek moet baie vir hom bid, en dan moet ek hom vertel dat hy nie nou in sy nuwe identiteit loop nie. Dit is wat ons met ons kinders, of mense, of familie moet doen met wie ons praat. Ons moet baie vir hulle bid. En ons moet hulle vertel dat hulle nie nou in sy nuwe identiteit loop. Hierdie lewe wat hy nou leef is nie in lyn met die identiteit wat hy van Jesus af ontvang het tydens wedergeboorte nie. Hy het 'n nuwe lewe ontvang, en dit wat hy nou doen, is nie in lyn met die Christuslewe nie. Ek moet hom altyd positief hervestig in sy nuwe lewe, wat hy van Jesus af ontvang het tydens wedergeboorte. Dan vra ons die Here dat hy ons in barensnood sal sit, om vir ons familie, ons kinders en vir die liggaam sal bid, dat Christus in hulle 'n gestalte sal verkry. Want ons bekommernis, as ons sien hoe onverskillig ons familie leef, dit pynig ons in ons siel, want ons voel dat hulle nie besef hoe belangrik dit is om hulle lewens met Jesus reg te maak, veral in die tye waarin ons nou leef. Efesiërs 1 vers 18 en 19, in hierdie vers vra ons die Here dat ons sal sien wat die hoop is van sy roeping, waarvoor hy ons roep. Dat ons sal sien dat ons erfgename is van alles wat aan Jesus behoort, en dat ons met sy heerlikheid bekleed gaan word, die dag wanneer hy ons gaan kom haal. Kolossense 1, 21, 22 praat van die werk wat in ons gees gedoen is. Na wedergeboorte is ons heilig en onberispelik voor hom. Ons is onder die bloed van Jesus en ons is gewas, witter as sneeu. In ons gees is ons volmaak. Efesiërs 4 vers 1 vermaan Paulus ons dat ons siel in lyn sal kom met ons gees, en om te wandel in waardigheid ooreenkomstig die roeping waarmee hy ons geroep het, waarmee Jesus ons geroep het. Dit is om gelykvormig te word aan Jesus Christus. Die gebed gaan verder om die tugtiging te verdra wat oor ons kom, omdat dit vrug van geregtigheid werk in elkeen wat daardeur geoefen is, en dat ons die tugtiging sal verdra en nie moedeloos sal word. Die laastens bid ons dat elkeen die openbaring van Paulus sal ontvang, dat Christus in ons leef en ons lewe is. Mense, hierdie gebed is baie kragtig, en ek gaan met hierdie gebed afsluit en nooi vir elkeen om my WhatsApp, en al wat julle op die WhatsApp sal skryf, is die woord gebed. WhatsApp my, en ek met die woord gebed, en ek stuur vir julle, of WhatsApp my, en sit die gebed, en agter die gebed 'n e-pos, en ek e-pos hom vir julle. Bid hierdie gebed vir julle familie, julle vriende, julle gemeente, vir hulle wat deur moeilike tye gaan, want dit is in moeilike tye dat die Here naby is, en dit is in moeilike tye, wanneer ons ore oopgaan, en daar wonderwerke gebeur. Kom ons bid. Vader, ons kom na U toe, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons bid dat U ons sal toerus om diensbaar te word in die koninkryk, omdat ons deur U liefde gedryf word om vir mense voor U troon te bring
in hierdie gebed. Vul ons opnuut weer met die Heilige Gees, sodat ons krag sal ontvang en hierdie gebed die harde harte van mense sal binnendring. Ons bid dat ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus voor te stel, totdat almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Sit ons in barensnood, totdat Christus in elkeen 'n gestalte sal verkry. Gee ons en aan u liggaam verligte oë van ons verstand, sodat ons kan weet wat die hoop van u roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van u erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van u krag is vir ons wat glo, na die werking van u krag en sterkte. Gee dat elkeen sal weet dat hy sy saam met u gekruisig is en nie meer leef nie, en alles wat ons nou in die vlees lewe, deur u geloof leef in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Gee dat elkeen sal weet wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, nou versoen is in die liggaam van u vlees deur die dood, om ons heilig en sonder gebrek en onberispelik voor u te stel, want alles is uit genade uit ontvang. Gee dat ons elkeen sal bemoedig en versterk met u evangelie, om waardig te wandel volgens die roeping waarmee u ons geroep het. Gee dat elkeen u tugtiging sal verdra, want wat almal deelagtig word. Want daardeur sien ons dat ons nie onegte kinders is nie, maar seuns van die Allerhoogste, en dat ons nie die tugtiging van die Here gering sal ag, as ons daardeur beswyk en bestraf word nie. Want u tugtig elkeen vir wie u lief is en kastei elke seun wat u aanneem, en gee ons genade om elke tugtiging te verdra, sodat u ons kan behandel as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig en vermaan nie? Gee dit ons met 'n onbedekte gesig, soos in die spieël u heerlikheid sal aanskou, sodat ons van gedaante sal verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Hiermee, Vader, sluit ons af en uiter die laaste smeking, dat u Heilige Gees die openbaring van Christus in ons aan elke lid van die liggaam sal openbaar. Want hierdeur word ons in u gevestig en versterk volgens Paulus se evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg was. Gee elke een daardie openbaring, Vader. Ons bid dit in die naam van ons wonderlike Here Jesus Christus. Amen.